Goeiemôre almal, welkom vanoggend hier, sonder 'n woord van welkom aan oom Frikkie Marx, hy is hier van Secunda se kant af. Oom is welkom, as oom die vrymoedigheid het, om vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik. Dan ons afkondigings, ons vra voorbidding en vra dat julle sal dink aan Johan Pretorius, Willem de Klerk en tannie Francine Roux, wat hierdie week elkeen gehospitaliseer is. Het gaan onder omstandighede goed met hulle elkeen, so maar dink aan hulle. Want ons nagmaal ete na die tyd in die saal, elkeen is welkom. En dan die Pinksterdienste, gesamentlike dienste van maandag tot donderdag, 9 uur die oggend by Silverjare, 10 uur by Palmoord en dan 18:30 in die aand by die NG Oos gemeente. Woensdagmiddag het ons tienerbegeleiding, 4:15 by die pastorie, herder saambid donderdag, 7:15 in die konsistorie, en dan ons middag teetydstudie volgende week donderdag 3 uur by die pastorie. Ons het vir volgende week 'n diens hier, ek het nie 'n afnaweek nie, dit skuif na 'n latere datum toe, so knoop asseblief in die oor, ons het diens volgende week hier by ons. Kom ons word so oomblikie rustig. Die teks waarby ons stilstaan vir hierdie 3 Sondae is 'n baie besondere innige teks, veral as ons dit verbind met nagmaal. En wanneer ons dan ons openlike verklaring vanoggend doen, dan doen ons dit in die hand van Psalm 50, 'n baie innige gebed vir elkeen wat homself en daarin sy sonde en ellende ken. Kom ons verwoord dan ons votum, ons openlike verklaring met hierdie woorde en mag dit ook die gebed van jou hart wees vanoggend. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Wanneer ons met hierdie versigtiging voor ons Vader rustig word, mag ons hoor, as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord dan ons lof, deur saam te sing van lied 215, vers 1, 2, 3 en 4, en daarna kan jy plekke inneem, as ons stilstaan by ons belydenis. Sing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. O nageslag van Israel, gee u Messias weer. Herken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Verdwaaste mens aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer
Wanneer ons by ons belydenis stil staan, dan staan ons stil by Sondag 9, vraag 26. Maar ons maak net eers vas, dit wat ons nou verwoord het in hierdie lied, Christus is die Heer, hy is die een wat moes kom, wat sou kom, en wat God bedoel het om te kom, om heel te maak dit wat sonde stikkend gebreek het. Nou, wanneer ons na die voorsienigheid, of na God se almag luister, en daaroor ons belydenis vasmaak, is belangrik om te verstaan, dat God lewe en dood by mekaar hou. Ja, nee, asseblief. So God hou lewe en dood. Na die sondeval, die opdrag was, jy mag nie, raas my kop nou, dit word lig en donker hier om my. Okay. So, wanneer die Here die opdrag gee in die tuin van Eden, wat gerig is op 'n innige verhouding met hom, dan sê hy vir Adam, dat hy nie mag eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, maar van al die ander bome mag hulle uiteindelik eet. En dan vind die sondeval plaas. Nou, die straf op daardie oortreding sou wees, dat hulle onmiddellik sou sterf. En dit gebeur nie, want God in genade hou lewe en dood, lig en donker by mekaar, sodat Jesus Christus op die bestemde tyd sou kom, sodat daar versoening gedoen kan word vir ons sondes, sodat daar vergifnis kan wees. Nou daardie werklikheid van God wat lewe en dood by mekaar hou, sodat ander hom kan leer ken, die mens, sy kinders wat in sonde geval het en daarom tegnies gesterf het, dat hulle hom kan ken as goeie God en hemelse Vader, is deel van die werklikheid wat ons in gedagte hou, wanneer ons ook vanoggend by die teks gaan stilstaan. Dis hierdie werklikheid, God wat lewe en dood by mekaar hou, wat maak dat ons lewens in hierdie wêreld so gemengde pakkie is. Daar is goeie dae en dinge, maar daar is ook slegte dae en dinge. En ook in ons eie lewe, in ons belewenis van ons verhouding met God, is daar goeie dae en slegte dae. Daar's dae wanneer ons die sorg en oorvloed van die Here baie innig beleef, en daar's dae wanneer ons dit nie so innig beleef nie. Dae wanneer ons geborge, innig in ons verhouding met hom, naby hom leef en saam met hom werk, en dae wat ons eerder sal wil wegkruip. Alles deel van dieselfde pakkie. Nou die slegte ding is, wanneer ons by 'n plek kom, wanneer ons daardie afdae beleef om te dink, nee, nou is ek nie meer aanvaarbaar vir die Here nie. En dis nie God se hart nie. Die rede hoekom ons die gebrokenheid beleef, hy hou lewe en dood by mekaar, sodat ek en jy en die ander mense uiteindelik hom kan leer ken as 'n goeie God en hemelse Vader. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons by God se voorsienigheid stilstaan, by ons belydenis, dat ons dit sal verstaan. Die anker in ons lewe is nooit hoe ek dink en voel oor die werklikheid waarbinne ek leef nie. My anker is hoe God sê, hy dink oor ons en oor hierdie wêreld waarvoor hy lief is. Daarom, wanneer ons die vraag vra, wat glo jy? As jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, dan antwoord ons, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Baie persoonlike belydenis. Terwille van Christus, die Here, is hy my God en Vader. En daarom, op hom vertrou ek, so dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Nou, dis daar die laaste stukkie wat vir ons baie slaaplose nagte gee. Die jammerdal, die kwaad wat hy beskik in hierdie jammerdal. En dan as ons dit sê, moet ons dit vir mekaar baie duidelik maak. God is nie die oorsprong van die kwaad nie. Ons is die oorsprong van die kwaad en die sleg. Maar die Here sê, hy sal ook dit ten goeie laat meewerk in ons lewe. En daarom kan ons met 'n geruste hart voor ons Vader rustig word, seker in die wete, dat alles wat nodig is vir ons vergifnis en verlossing in Christus volbring is. Daarom kom ons maak sy naam groot, vir hierdie vergifnis, vir die verlossing wat ons mag ontvang, en daarin die wonder dat ons hom as Vader mag ken, deur saam te sing van lied 199, vers 1, 2 en 3, en daarna bid ons saam.
Vader, dankie dat ons vanoggend so voor U rustig mag word. Dankie dat ons sonder vrees vir straf of veroordeling na U toe mag kom, voor U mag leef, en daarin naby U mag leef en saam met U mag werk aan dit waarmee U ook in hierdie tyd besig is. En as ons gedagtig aan die wonder van Christus se offer ook vanoggend saamkom om nagmaal te vier, dan is dit ons hartsgebed. Maak dit rustig in ons harte. Selfs al is daar 'n stukkie onstuimigheid, 'n stukkie gebrokenheid, dat ons mag weet dat ook vanoggend bedoel is juis vir ons. Maar wil U ons ook hierin genadig wees, dat ons die wonder van vergifnis en versoening opnuut mag beleef in hierdie oggend, en daarin mag begryp en verstaan, dat dit ook bedoel is, deur ons, verander in hierdie wêreld. En daarom pleit ons Vader, maak dit rustig in ons harte, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons wanneer ons na U woord luister mag hoor, dat ons daarin ons vreugde en vrede mag vind, dat ons anker mag wees vir ons lewe en diens voor U, saam met U in hierdie wêreld. Seën ons hierin, as ons dit pleit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons staan stil in die prediking by die gawes van die Gees, en daarin maak ons dan nou weer vas, die 3 belangrikste gawes wat die Here gee, in volgorde van belangrikheid, is eerste homself. Sonder hom wat homself gee in Jesus Christus, geen lewe moontlik nie, en daarom die belangrikste gawe. En uit dit uitvloei die volgende gawe wat die Here gee, in volgorde van belangrikheid, is jy, met jou vermoëns, met jou gawes. Jy is 'n geskenk van God aan hierdie wêreld, 'n gawe van God aan hierdie wêreld. En as Christus nie gekom het nie, as hy hom nie self gegee het nie, dan sou jy nie 'n geskenk gewees het nie. Jy sou deel van die vernietiging van hierdie wêreld gewees het. En daarom gee God homself, en dan gee hy vir jou, nuut gemaak in Jesus Christus, as 'n geskenk aan sy wêreld, om sout en lig te wees. En daarom is die derde gawe in volgorde van belangrikheid, die geskenk wat God gee, is die geleentheid wat moontlik word. Die geleende tyd as jy wil, maar die geleentheid wat moontlik word, omdat jy herstel in jou verhouding met God in hierdie tyd, in hierdie wêreld leef. In hierdie tyd en wêreld waar God lewe en dood bymekaar hou, sodat jy en ander hom kan leer ken en dieper kan leer ken as goeie God en hemelse Vader. Nou, met ons vasgemaak dat een van die dinge waar hierdie leer oor die gawes van die Gees baie keer skeefloop, is in die ding van wonderwerke, waarvan ons die vorige paar Sondae stilgestaan het, en dan is dit waar ons hierdie paar Sondae, 3 Sondae by stilstaan, die hele gedagte van name it en claim it. Dat mense sê dat as jy regtig genoeg glo, is die health and wealth movement, gesondheid en rykdom is die kern, dit is die teken van goeie geloof en van God se genade in hierdie wêreld. En dan is die gedagte wat daar agter lê, is dat jou woorde is skepingsmagtig, net soos wat die Here se is, want jy is tegnies God. Nou, as jy in die meer gereformeerde kringe beweeg, gaan jy dit nie sommer hoor nie, maar as jy rond op die internet gaan doen, gaan jy predikers skryf wat dit letterlik so verwoord. Jy is God, jy deel sy wese, en daarom is jou woord skepingsmagtig. En jy moet dit net kan noem en eien. As jou geloof sterk genoeg is, kan jy doen wat jy wil. En dan uit die aard van die saak gaan Lukas 17 op 'n stadium daar verbykom, want Jesus sê, as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaad is, kan jy vir 'n boom sê, hy moet homself in die see gooi en hy sal dit doen. Maar daar is iets baie erg of baie heidens aan hierdie antieke wêreldbeeld, en dis waar dit vandaan kom, 'n antieke wêreld. Die antieke wêreld waar mense geglo het, as jy die regte woorde, amulette en rituele het, kan jy die kosmiese orde manipuleer tot jou voordeel. Nou die bargain wat jy daarin het, is dat alles is aan die kosmiese orde onderworpe, selfs die gode ook. En daarom as jy die regte woorde, name en dinge geken het, dan kon jy ook die gode manipuleer. Jy word die middelpunt van jou warm, wollerige wêreld. En dit is nie houdbaar nie. So daarom wanneer Moses vir die Here vra, wie moet ek sê het my gestuur, wat is sy naam, dan sê die Here vir hom, nee, ek is wat ek is, 'n werkwoord, nie 'n selfstandige naamwoord of 'n eie naam nie. Ek is wat ek is. Daar's nie 'n naam wat jy kan kry waaroor jy beheer oor my kry nie. Ek is die Here die Almagtige. Geen naam nodig nie. Ek regeer hierdie wêreld.
het ons verlede week daardie gedagte net so 'n bietjie vasgemaak, om dit net weer tuis te bring. Dis om te sê dat ek die warm, wollerige middelpunt is om te sê dat die aarde, ons naïewe wêreldbeeld, die middelpunt van ons sonnestelsel is, en dat die aarde die son in 'n wentelbaan hou, en dis onmoontlik. Die aarde is 'n katspoegie teen die son. Die son is so 99,8% van alle materie in ons sonnestelsel. Die aarde sal dit nie maak nie. As jy al ooit 'n muur op jou arm sien loop het en jy vee hom so af, dan is hy net weg. Dis ons teenoor die Here. Daar's nie 'n kompetisie hier nie. Dis 'n onsinnigheid om te dink dat ek die Here in 'n wentelbaan kan hou. Dat ek die Here op 'n plek hou sodat hy my moet gehoorsaam. Dat my geloof hom op 'n baan hou. En daarom die hoender en die vark daar, dis die groot stoei wat ons dan as gelowiges uiteindelik het. Roep die Here ons om 'n bydrae te lewer, dit wat 'n hoender doen, 2 eiers vir ontbyt, dan is dit gaaf en dan is dit afgehandel. Maar vir 'n vark is ontbyt iets baie innig. Dit kos hom sy lewe. Bacon kom teen 'n prys. En dis die ding waarmee gelowiges oor baie eeue heen stoei. Die oudste boek in die Bybel, Job, gaan hieroor. Wanneer Job alles goed gedoen het, dan tref die ellende hom, en dan is dit sy saak teen die Here. Ek het alles reg gedoen. Ek het my bydrae gegee. En daar's 'n hele paar hoofstukke waarin hy breedvoerig uitbrei oor hierdie bydrae wat hy gegee het. En hy mis iewers iets, dat hy nie in beheer is nie. En dit gaan uiteindelik die gesprek wees wat die Here met hom het, en dit gaan eindig by daardie tong en die kies vrae, wat die Here vir hom vra, verduidelik van 'n krokodil en van 'n seekoei, en vir hulle vra, vir hom vra, kan jy hom met die kaal hande vang? Kan jy 'n seekoei ring in die neus sit en hom vat net waar jy hom wil hê? En uiteindelik sê die Here vir Job, luister, jy kan nie eers 'n krokodil of 'n seekoei vang wat ek gemaak het nie. Wat gaan jy maak met die chaos in hierdie wêreld? Nou wanneer ons praat oor God wat lewe en dood bymekaar hou, is hier 'n regtig belangrike ding vir ons om te verstaan. Wanneer Job deur die ellende gaan, hy het welvaart en gesondheid beleef en die Here vat dit uiteindelik van hom af weg, laat dit wegvat van hom af. En nou kan ons die vraag vra, was Job se geloof dan nou te klein? Is net welvaart en gesondheid 'n teken van God se seën? Of kan teëspoed en ongesondheid ook 'n teken van God se seën wees? En luister ons na Job, dan moet ons vir mekaar sê, wel albei. Die ontstellende ding van Job is egter dit. As ons aan die einde van die boek kom, dan hoor ons dat die Here vir Job in die oog gehad het. Want hy wil vir Job vat na 'n dieper ontmoeting met hom toe, dat hy kon verstaan, hy is veilig in sy Vader se hande. Die Here het ook natuurlik die wêreld in die oog gehad. Job is die oudste boek in die Bybel en ons lees dit tot vandag toe nog. So die Here het die wêreld ook in die oog gehad. Maar wat regtig belangrik is vir ons om te verstaan, is wanneer daardie gesprek begin, is die Here besig om met die aanklaer te gesels, met die duiwel te gesels. Die Here sê vir hom, het jy my dienaar Job gesien? En dan sê die aanklaer, nee, dis omdat hy alles vir hom gee, daarom is hy gehoorsaam. En dan sê die Here vir hom, nee, is goed, vat alles weg, behalwe sy lewe. Dat iets in die raadsale van God afgespeel, waarin ons nie eers insaai het nie, maar dit was vir die Here belangrik genoeg om alles van Job al weg te vat. So wanneer ons by hierdie gedagte stil staan, van name it and claim it, en die dwaling wat daarin verwoord is, dat ek, deur my geloof, God en die orde van hoe dinge uitspeel uiteindelik kan beheer, dan moet ons rarig nugter wees. Ons moet 'n oomblik kan stil staan en verstaan, dat goeie gesondheid, rykdom en welvaart, nie noodwendig 'n teken van God se seën is nie. Jesus waarsku en hy sê, wees pas op vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Daarom is dit regtig 'n belangrike ding vir ons om vas te maak. In ons tyd en wêreld is daar, veral binne die westerse konteks van kapitalisme, 'n groot aanvraag vir hierdie idee, vir hierdie teologie. Want mense hou van die idee dat ek so 'n bietjie in beheer kan wees en deur die regte dinge kan doen vir myself 'n stukkie welvaart kan verseker. Nou wat ironies is van hierdie idee,
Hoe swaarder dit in die wêreld gaan, hoe makliker gryp mense vir hierdie kortpad na oënskynlike ware geluk. En daarom is daar vir jou en my 'n belangrike oproep in hierdie gedeelte wat ons ook vanoggend lees, om 'n getuienis te hê teenoor die wêreld, die mense rondom ons, die wêreld rondom ons, van die sorg van die Here, nie net in die goeie nie, maar ook in die hartseer stikkende tye en omstandighede. Want God, ons almagtige Vader, ter wille van Christus, wil in alle omstandighede, ook die moeilike dinge, tot ons beswil beskik. Maar kom ons luister dan. Waar anker hierdie getuienis, die wonder van God se omgee, as ons luister na dit wat die Here met ons deel in Lukas 17. Die gesprek begin 2 hoofstukke vroeër, 3 hoofstukke vroeër, wanneer iemand vir Jesus vra, is die wat gered word maar min, en dan gaan Jesus die eise vir disippelskap gee, hy gaan praat oor sout wat laf geword het, en dan baie belangrik, gaan hy praat oor die gelykenis van die verlore skaap, die verlore munt en die verlore seun, wat uiteindelik die oudste seun is, wat die verlore een is. En die skrifgeleerdes en fariseërs gaan baie duidelik verstaan, dat hy praat eintlik met hulle. En dan gaan hy met hulle praat oor die oneerlike bestuurder, wat die geld, omdat hy afgedank is, omdat hy bedrog gepleeg het, dan nou gaan en die skuld afskryf van mense wat sy eienaar of sy baas geld geskuld het, en dan sê Jesus 'n baie belangrike ding, wat natuurlik die waarde van materiële dinge in 'n ander konteks plaas. Jesus sê, gebruik die oneerlike mammon, om vir julle vriende te maak, om julle in ewige wonings te ontvang. Dan word gebruik die goed wat God gee, met die oog op ander mense se ontmoeting met God as hemelse Vader. En dan gaan hy die gelykenis van Lazarus en die ryk man vertel, na aanleiding van die skrifgeleerdes en fariseërs wat lief was vir geld, sê Lukas. En dan kom hy uiteindelik by hierdie gedeelte, waar hy homself baie definitief toespits op die disippels en daarin op jou en my. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Nou die rede hoekom dit onvermydelik is, God hou lewe en dood by mekaar. Dis nie net goed nie, daar is sleg ook in hierdie wêreld. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Baie belangrik. Die Here is ernstig hieroor. Moenie 'n struikelblok vir jou broer of suster wees nie. Vir die geringstes, daardie woord kleintjies kan ons ook met geringstes vertaal. En dan hierdie woorde wat regtig belangrik is, wees dus self op julle hoede. Ons dink baie maklik, waar is die ander mense? Dis hulle wat die steen dis aanstoot is, dis hulle wat die val veroorsaak. Maar wanneer Jesus met ons praat, met sy disippels, sy volgelinge praat, dan sê hy, wees dus self op jou hoede. Want dit kan jy wees. Want ons almal se lewe is so 'n pakkie van die goeie en die slegte. En daar gaan daar wees wat jy nie aanstoot gee nie, maar daar gaan daar wees wat jy aanstoot gee. Daar gaan daar wees wat jy in groot opregtheid gaan doen wat jy dink goed is, en die volgende persoon gaan aanstoot neem, want hulle is 'n pakkie, gemeng, ou mens en nuwe mens. Dis onvermydelik dat daar dinge gaan kom wat mense aanstoot gee. En binne daardie wêreld, waar dit onvermydelik is, kom Jesus en dan sê hy vir ons, as jou broer of jou suster verkeerd optree, berus by hom of haar. En as hy of sy berou kry, vergewe hom of haar. Selfs as hy of sy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom of haar vergewe. Die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Want hulle verstaan wat Jesus hier sê. Hierdie is nie maklik nie. En ons ken dit elkeen van ons. Daardie gevoel van iemand is besig om met respek te sê 'n doringtak deur jou agtersteewe te trek. Jy doen 'n ding, jy doen dieselfde ding en dan sê jy net elke keer ek is jammer. En ons ken dit. Dis eie aan die mense in hierdie wêreld. So wanneer Jesus sê 7 keer 'n dag, as hy kom en hy vra vergifnis, vergewe vir hom of haar, dan sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof, want hierdie is moeilik. En dan antwoord Jesus hulle tongenietjies, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortel en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam.
Wat Jesus vir hulle sê, het gaan nie oor geloof nie. Want sien, as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaad is, kon jy hierdie boom geskuif het. Geloof is nie die punt hier nie. Sê nou, en hier is die punt, sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Natuurlik nie. Hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. En daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Op reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. En net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Belangrik, hulle het gehoor van Jesus. Hulle erken hom as Here. Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Binne die gesondheid en rykdom teologie, die voorspoedsteologie, is die gedagte van jou geloof baie belangrik, maar Jesus trek 'n besonderse lyn. 10 mans roep hom aan as Jesus, beteken verlosser en Here, koning, en vra, pleit, wees ons genadig. En Jesus antwoord hulle. Hulle het geloof, al 10 van hulle. Maar net een van hulle draai om en kom terug na Jesus toe. En hy dan nie eers 'n Jood nie. Die ander 9 dan nou na die tempel toe om hulle self vir die priesters te gaan wys, sodat hulle die voorgeskrewe offers kan bring. En daarin het dit wat ons verlede week vasgemaak het, die wonder van dit wat Christus gee. Die wonder of het wonderwerke is in die algemeen van genesing, van die lot wat ons geval, dat daar goeie tye kan kom, is net betekenisvol wanneer dit ons na Jesus toe vat. Baie mense deurleef groot wonders in hierdie wêreld en hulle mis God heeltemal. 'n Geloof wat red, vat jou na Jesus Christus toe. En nou is dit belangrik vir ons om te sien dat hierdie wonder wat Jesus hier doen, volg op sy gesprek oor vergifnis. 'n Gesprek waarin die disippels by 'n baie belangrike punt kom, want hulle verstaan die gebrokenheid van die wêreld. Hulle is vissermanne gewees, oorwegend. Hulle was aan die onderkant van die piramide van die samelewing gewees. Hulle het verstaan van tweede viool speel. Hulle het verstaan van geminag word. Hulle het verstaan van te nagekom word. En dan wanneer Jesus sê, luister, vergewe 7x7 keer, dan kan hulle nie anders as om vir hom te sê, Here, in groot opregtheid, gee ons meer geloof. Want hierdie is te groot en hierdie is te moeilik. En dan vertel Jesus vir hulle hierdie stukkie van die werkgewer wat vir sy slaaf laat aansit. Maar nie, ons doen dit nie so nie. En wat Jesus vir hulle probeer verduidelik is dit gaan nie oor geloof nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Nou wanneer word ek gehoorsaam? Word gehoorsaam wanneer ek verstaan dat Christus my Here is. Wanneer verstaan ek dat hy my Here is, as ek verstaan dat hy my verlosser is. As ek verstaan dat ek in myself 'n verlosser nodig het. Dat ek sondig en ellendig is. Dat daar vir my nie hoop is anders as in Jesus Christus nie. Nou die knoop en die ketting wat welvaartsteologie maak, is om te sê, jy is die middelpunt en jou woorde kan skepping bring, dinge in werklikheid roep, omdat jy God se gesag het. Maar daarin lê daar 'n probleem, want uiteindelik
is die heil, die geluk, die verlossing geanker in die oorvloed van gesondheid en besittings. Dinge wat in hierdie wêreld ernstig tydelik is. Wanneer die Here die evangelie met ons deel, kom die hart, die grootste wonder en daarin die hart van dit waarmee God besig is, tot sy reg in hierdie gedagte, dat God doen vir sondaar mense wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Hy vergewe. Hy skeld hulle skuld kwyt. En wanneer Jesus in Matteus 18 gaan praat hieroor, dan verduidelik hy van die man wat miljoene geskuld het en die koning laat hom in die tronk gooi, maar hy pleit by die koning en die koning skryf sy skuld af en dan gaan vang hy iemand anders wat R50 geskuld het en hy laat die ou in die tronk gooi. En dan gaan klaar die ander by die koning en uiteindelik word die ou wat die miljoene geskuld het teruggegooi in die tronk. En dis hier waar daar vir ons, wanneer ons na hierdie teks luister, 'n belangrike onderskeid is om te maak. Daar's 'n verskil tussen vergifnis en versoening. Jy het geen aandeel in die vergifnis wat God bewerk nie, buiten natuurlik jou skuld. Maar God kom vanuit wie hy is as almagtige Vader en sê, ek skryf jou skuld af. Jy het geen aandeel daarin nie. Al wat jy kan doen is om te sê, ek vat dit, dis myne. En dan gaan leef jy dienooreenkomstig. En dis hoekom Jesus vir die disippels in hierdie gedeelte sê, luister, onvermydelik dat daar dinge gaan kom wat mense tot 'n val bring. Gebroke wêreld met gebroke mense. En daarom, as jou broer kom, of jou suster, en vra, vergewe my, vergewe hulle. Want jy is vergewe. En daarom die tema, vergifnis groei tot versoening in Christus. En dit is regtig belangrik vir ons om dit te verstaan. Vergifnis is wat jy ontvang. Dis hoekom Christus gesterf het. Maar hy sterf sodat daar versoening kan wees. Johannes, daar die skets. Ons onthou almal hierdie skets. Wanneer ons verhouding met God stukkend breek, dan breek ons verhouding met onsself, met ons naaste en met die skepping stukkend. En dan kom die Here in Jesus Christus en hy bring hierdie offer wat versoening bewerk op grond van die vergifnis, die instaan van Jesus vir ons. En daarin word ons verhouding met God, met onsself, met ons naaste en met die skepping reggetrek. Daarom is Salomo baie waar reg wanneer hy sê, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wanneer ek die vergifnis van Christus ontvang het, dan sê Christus, vergewe nou die ander. Moenie met gif in jou binneste rondloop nie. Nou is dit so, baie keer is die dinge wat ons aangedoen word, al is dit met nie kwade bedoelings nie, uit onkunde wat iemand anders dit gedoen het, of met kwade bedoelings, is dit regtig diep en seer. En dan is dit moeilik om te vergewe. Want dan wil ek eerder by 'n plek wees waar ek kan staan en die Here aan my kant kan kry, sodat hy my vyande kan straf. Maar Christus sê, onvermydelik, seer kry gaan ons seer kry in hierdie wêreld. Die diepte van daardie werklikheid hoor ons wanneer Christus aan die kruis hang en sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Onvermydelik. Christus se offer was deel van God se raadsplan en in daardie opsig onvermydelik. En daarom bid hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, as dit U wil is. God se, ons Vader se wil, dat Christus in ons plek sal sterf, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang. En nou sê Christus, gaan en vergewe. Nou is dit belangrik vir jou en my om dit te verstaan. Dis nie 'n moet nie. Want as jy 'n moet hiervoor gaan sit, dan word dit 'n nuwe wet. Wat Christus van ons eis is dit. Wanneer jy verstaan dat ek jou vergewe het, en wat die wonder daarvan is, vergewe die volgende persoon. Vergewe ook die volgende een, sodat jy gesond kan word. Sodat jy herstel in jou verhouding met God kan leef en blom in hierdie wêreld
waar hy jou geroep het. Nou is dit 'n moeilike ding. Elkeen van ons het met tye 'n lysie van daardie mense wat my te nagekom het. En daardie lysie gaan groei, gaan uitkring rondom jou menswees. As jy 'n gesonde selfbeeld het, dan gaan deel van daardie lysie jou eie naam wees. Want daar's dinge in ons verlede waaroor ons spyt is. Dinge wat ons wens, ons kan net 2 minute terugkry, sodat ons dit kan verander. Dinge wat groot impak gemaak het in ons eie lewe en in ander mense se lewens. En waarvan daardie impak baie keer na 30, 40 jaar nog steeds uitrol. So op daardie lysie sal my eie naam staan. Vir baie van ons staan ons naby mense se name op daai lysie. My man of my vrou, my ouers, my kinders, broers en susters. Dalk mense wat saam met jou gewerk het. Uiteindelik gaan vir baie van ons daardie lysie uitkring selfs tot by die president. By die regering van ons dag, wat deur dit wat hulle doen, ons wêreld vir ons baie keer onmoontlik maak. Maar die punt is, daardie vergifnis of onvergifnis, daardie seer, is nie net in my hart vasgetrek nie. Dit wat in my hart leef, gaan uitkring tot aan die uithoeke van die aarde. Ek sal altyd 'n rede kan hê, as ek een gaan soek, om 'n volgende ou te kan blameer vir die gebrokenheid van hierdie wêreld. En nou kom Christus en hy vergewe, en daarom is dit belangrik om te verstaan, 'n reddende geloof vat jou altyd na Jesus toe. Nie na Jesus toe sodat jy die dinge kan ontvang wat hierdie wêreld in alle geval vir jou kan gee nie, maar dat jy die dinge kan ontvang wat net hy vir jou kan gee. Vergifnis. Almal van julle, ons is dalk al 'n bietjie te besig deesdae, maar ek het nou in die Vrystaat groot geword, en as dit dan begin reën, dan het ons daar die geelperske reën gehad, so dan is daar nie regtig iets om te doen nie, en die wêreld is plat, so die wêreld staan, die water staan. En dan is dit mooi om te sien, as die druppels in die water val. As jy nou mooi gekyk het al, en nou met digitale media kan mense dit mooi sien, wanneer daar die druppeltjie water in die water val, daar die reendruppel, dan spring hy eers so 'n stukkie op, en dan val hy terug, en dan maak hy so 'n golfie, kring hy so uit. Vergifnis werk ook so. Wanneer Christus vergewe, is dit 'n druppel van sy bloed, wat in jou lewe inval, sodat jy kan opstaan, sodat jy kan kind van God wees, vrygespreek, nuut gemaak. Maar in daardie oomblik gaan daar ook hierdie uitkring wees, weg van jou af. Vergewe in my eie mens wees, in my eie gebrokenheid, sodat versoening kan plaasvind, in my verhouding met God, met die mense rondom my, en met die mense verder weg. En dis daardie vergifnis, wat uiteindelik grondvat in versoening, wat 'n proses is, 'n alwyer wordende proses, waarin God as Vader leer ken word, in en deur jou en my lewens. So wanneer ons vanoggend saam nagmaal vier, dan is dit wat ons bely, wanneer ons daardie stukkie brood eet, en daardie slukkie wyn vat. Is daardie genade van God is ook in my lewe ingedruppel. Ek kan opstaan as kind van God. En dan kom die oproep, herstel in my verhouding met God, waar ons Vader besig is om sy versoening met hierdie wêreld te deel, roep hy vir jou en vir my en sê, kom saam, kom ons gaan maak heel wat sonde stikkend gebreek het. En dan is dit nie 'n saak van geloof nie, dit is 'n saak van gehoorsaamheid, want ek het klaar by hom tuis gekom. Mag jy daarom vanoggend, as ons saam nagmaal vier, die wonder van God se vergifnis beleef, en daarin jouself gee in diens van versoening, terwille van jouself en ander mense rondom jou. Amen.
Terwyl ons so sit, gee ons vir die diakens geleentheid om die tekens van brood en wyn vir ons uit te deel. Terwyl ons so sit, ons gaan die instellingswoorde van die nagmaal luister en daarna gaan ons as hartsverheffing lied 253 sing. Ons gaan nagmaal vier met stilgebed saam en daarna as lofverheffing lied 241 terwyl ons so sit. So kom ons luister na die instellingswoorde Matteus 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra en daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet. Dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. En ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Kom ons sing as hartsverheffing lied 253, die brood gebreek. Belangrik vir ons om hier te verstaan, wanneer Jesus die lied praat nie oor die instelling van die nagmaal hier nie. Dit praat oor Jesus wat, nadat hy opgestaan het, vir Petrus weer by die see van Galilea gaan roep het. En wanneer hy die brood breek, dan verstaan hulle wie hy is. Die brood en die vis breek. So, dink hieraan. Hierdie is 'n herinnering van die verlossing wat ons in Christus ontvang het, die vergifnis, selfs as ons geval het, nadat ons bely het. Want Christus is altyd op pad terug, trek ons altyd nader en nader na hom toe. Mag hierdie gebed, die gebed van jou hart wees, wanneer ons saam nagmaal gebruik. Kom ons sing dit bidend saam, en daarna gaan ons saam nagmaal vier. Amen.
Die brood wat ons eet is teken van die liggaam van Christus, wat gebreek is tot 'n volkome vergifnis van ons sonde en daarin versoening, herstel in ons verhouding met God, onsself en met die mense rondom ons. Daarom eet daarvan en onthou wat God in Jesus Christus vir jou en vir ander gedoen het. Die wyn wat ons drink is teken van die bloed van Christus wat vergiet is tot 'n volkome vergifnis en versoening van al ons sondes. Drink daarvan en onthou dat sy bloed vergiet is vir jou en vir ander. Kom ons sing as lofverheffing lied 241, Troue Heer van my lewe. As ons dan die woord van die Here en die bevestiging daarin gevind het in die vier van die nagmaal, hoe dan moet ons lewe? Ek het nou vir julle gesê, vergifnis is nie 'n moet nie. Nou, ek sê dit met opset so, gedagtig aan dit waarby ons stil staan. Ek is nie die middelpunt nie. Ek beheer nie God nie. Wanneer Jesus hierdie opdrag gee, dan bid hy vir ons leer hoe om te bid. Dan sê hy, Vader, ons moet bid, Vader, vergeef ons soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe, en dan brei hy daarop uit aan die einde en hy sê, as ons nie ons skuldenaars vergewe nie, sal ons Vader ons ook nie vergewe nie. Daar's 'n regsding wat hier agter lê. Maar die rede hoekom ek vir jou sê, dis nie 'n moet nie, is dat vergifnis vloei vanuit vergifnis. Dis eers wanneer ek God se vergifnis, dit wat hy vir my gegee het, werklik beleef het, dat ek ander kan vergewe. Nou dit is so, dit gaan dalk nie onmiddellik wees nie, want die stikkend in my hart en in my lewe kan tyd vat om gesond te wees, gesond te word, voordat ek by daardie plek van vergifnis en versoening kan uitkom. Maar die Here hou ook in jou lewe en dood by mekaar, sodat daardie groei en genesing kan plaasvind. Maar die bron van vergifnis, en daarin die oproep van vergifnis, is nooit 'n moet nie. Dit vloei uit 'n belewing van God se vergifnis. Ek is vergewe. Paulus verwoord dit daarin vir ons, en wanneer ons die vraag vra, hoe moet ons dan lewe, dan luister ons na 2 Korintiërs, die liefde van Christus dring ons. Nie 'n moet nie. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het,
en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En as jy met tye dit moeilik vind om te glo van jouself, jy's in goeie geselskap. Wanneer Johannes sy eerste brief skryf, dan sê hy, wanneer Jesus Christus weer kom, weet ons dat ons soos hy sal wees. Ons weet nie hoe dit sal wees nie. Maar wat ons nou wel weet, is dat ons reeds kinders van God is. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Vergifnis in een oomblik, maar die versoening oor 'n tyd. 'n Proses, 'n bediening van die genade wat ons ontvang het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening, het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesande van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus wat sonder sonde was, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan word. Mag jy die versoening wat God in Christus bewerk het, om jou onthaalwe innig beleef, maar ook die geleentheid raak sien, om daardie versoening te deel met die mense rondom jou. Kom ons maak bidend die Here se naam groot, vir die wonder van sy trou, sy omgee en sy bemoeienis met ons, deur saam te sing van Psalm 89, vers 1 en 6, en daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here. Wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, wanneer ons die week binne gaan, verstaan en beleef die vreugde en vrede van verlos te wees. Verstaan en beleef die wonder daarvan, dat soos in die Ou Testament, die tempel op die berg Sion die teken van God se trou was, dat jy, kind van God, vergewe, verlos, versoen met God, in hierdie tyd
en wêreld die teken van God se trou in hierdie wêreld, vir hierdie wêreld is. En daarom gaan leef as verloste, vrygespreek, nuut gemaak, vergewe jouself wat dit nodig is, die mense rondom jou wat dit nodig is, en bedien die versoening wat jy in Christus ontvang het, met groot blydskap. Hiertoe seën ons Vader ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die trou, die krag en die leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Baie dankie. Jy is welkom om 'n koppie tee of koffie saam met ons te kom drink na die tyd in die saal.